Vader, is ons nie bly om hier te wees nie. Is ons nie bly nie, Here, want waar anders sal ons wees as in die huis van ons Vader. Here, nie omdat U in hierdie gebou is nie, maar omdat U hier is waar die kinders saamkom om U te eer, om in U hulle roem te vind, om aan U voete te sit aan die einde van 'n jaar en terug te kyk en U te loof en te dank vir alles wat U vir ons gegee het. En met opwinding uit te sien na die wonderliefde van die Here Jesus Christus, wat ons sal dra in die jaar wat voorlê. Vader, mag U in ons midde verheerlik word, mag U in ons midde verwelkom wees. Mag U ons seën, Here. Mag U vir ons ore gee, sodat ons kan hoor wat U Gees vir die gemeente wil sê. Mag ons hier wees, Here, om U genade en U liefde te ervaar. Mag U Gees tussen ons beweeg en met elkeen spreek in die hart, nie deur die woorde van die mens nie, Here, maar deur U heilige woord en U heilige Gees wat dit vir ons verlig. Ons is bly om hier te wees, Here. Daarom aan U al die eer, al die lof, al die dank en al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid, ons koning. Amen. Baie, baie dankie vir een en elkeen dat U hier kan wees. Toe ons nou by die huis was en ons nou regmaak om kerk toe te kom sit AJ daar by my op die bed en hy sê vir my nou, hoekom moet ons kerk toe gaan vandag? En ek verduidelik vir hom en ek sê vir hom dat dit nou 'n lekker tyd is om hierdie jaar nou af te sluit en dit ook vir die Here Jesus dankie te sê vir hierdie tyd en ook uit te sien na die volgende jaar waar die Here Jesus ons gaan help en met ons gaan wees. En sy volgende vraag was, gaan dit lank wees? Hoe lank gaan ons daar wees? Nou dit gaan nie vanaand te lank wees nie, maar ek is baie bly dat ons dit hier saam met U kan geniet vanaand. Ek wil U graag nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs 4 en ons gaan saam lees net 6 versies tussen vers 15 en vers 21. Ek dink is 7 versies eintlik daar. 1 Korintiërs 4 vers 15 tot 21. Gaan ook op die skerm verskyn en ek lees dit vir U daar staan. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Kosbare woorde wat die apostel Paulus hier aan die Korintiërs meedeel, en ek wil net so vinnig onderbreek om dit te verduidelik. Al het julle baie mense gehad wat met julle geraas het na Christus toe, wat 'n goeie ding is, het julle nie baie vaders nie, met ander woorde, iemand wat julle lief het, soos wat 'n pa sy kinders lief het nie, en hy het hulle vader geword in die evangelie, en dan sê hy, ek vermaan julle dan, so ek raas ook 'n bietjie met julle, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelwyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblaase geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaase is nie, maar julle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom, of met die liefde en in die gees van sagmoedigheid? Ons gaan net daardie kort gedeeltjie lees van die apostel Paulus. Nou my moeder is vandag hier in die kerk, en ek wil nou iets vertel uit my ouer huis uit. Ek hoop nie sy gee om, ek het daar nie toestemming gevra nie. Maar jy sien, toe ons in die huis was, toe ons nog kinders was daar so 'n tradisietjie wat in ons huis afgespeel het. Elke keer as ons in die kar geklim het en ons was op pad om by mense te gaan kuier,
En elke keer wanneer daar mense by ons huis aan sou kom, so net voordat hulle opgedaag het, het hierdie tradisie sy kop uitgesteek. En die ander dag het ons by ons huis, ek in my eie huis, het ons gaste verwag, en voordat ek my oë kon uitvee, toe herhaal hierdie tradisie ook in my eie huis. Nou my maale het na hierdie tradisie verwys as die voorlees van die Lewiete. En dit het met die opsê van baie wette begin. Nou ek is seker baie van u was ook al die Lewiete voorgelees in die kar op pad na gaste toe. Dis baie in dieselfde styl as die 10 gebooie. Van die gunsteling gebooie was, jy mag nie vir kos vra nie, onder geen omstandighede nie. Jy mag nie vir water vra nie. Jy mag nie vir hulp vra tensy jy ernstig bloei nie. En indien daar 'n groot mens in die vertrek is, kan jy net 3 dinge sê. Nee, dankie, goed, dankie, en ek is baie lief vir mamma en pappa. Dit was die Lewiete. Nou, hierdie Lewiete was gewoonlik so vir ons voorgelees en opgevolg met 'n dreigement wat 'n ouderdomsbeperking vir geweld moes hê, maar ons het presies geweet wat van ons verwag was. Nou, ons het gewoonlik ons oë omtrent reg in die ronde gerol en dan met 'n ja, ma gekoor elke keer as ons dit gehoor het, maar vandag moet ek eerlik wees met u, ek mis partykeer die Lewiete. Vandag wens ek dat die antwoorde van die lewe so maklik en so eenvoudig was soos 'n paar wette wat 'n mens moes volg. Jy sien, toe het ek geweet dat as ek hierdie wette nakom, as ek doen wat ek moet doen, as ek nie vir kos vra nie, nie vir water vra nie, nee dankie sê en met niemand beklei nie, want ek het 3 boeters gehad en daai bekleiery was amper gegarandeer. As ek hierdie dinge nie gedoen het nie, dan kon ek veilig in daardie kar klim op pad huis toe en ek het geweet ek was op die regte plek. Ek het daardie tyd die reëls verstaan. Maar vandag voel dit partykeer in die lewe soms asof ons 'n spel speel waarvan die reëls kort verander. Die finansies, politiek, familie, professionele lewe, interpersoonlike verhoudings laat 'n mens soms met hande in die hare, doen dit nie. Soms wil 'n mens radeloos jou hande in jou hare sit, ek kan nou nie meer uittrek nie, want ek gaan hulle definitief verloor, en dan wil mens skree, Here, hoe nou? En ek wens dat ek vanaand vir u kon sê dat in mense geestelike lewe dit baie anders is. Dat dit wat die Here van ons verwag altyd baie duidelik is. Selfs as gemeente wonder ons soms hoe ons vorentoe gaan in terme van ons finansies, die konflik, die groot taak van evangelisasie, die skreeuende toestand van ons jeug en van ons kinders. Hoe gaan ons al hierdie dinge aanpak en regmaak in 2026? Sien, toe ek oor hierdie boodskap gebid het, het ek regtig op my knieë gegaan en ek het vir die Here gesê, Here, ek wens ek kon in die kar klim en u kon uit die voorste sitplek uit terugkyk en vir my net so bietjie die Lewiete kom voorlees. Nie Lewiete waarvoor ek bang was of waarvoor ek my oë moes rol nie, maar net vir my duidelike aanwysings gee in my eie geestelike lewe en vir ons as 'n gemeente, sodat ons kan weet hoe ons moet vorentoe gaan. Sodat ons kan weet wanneer hierdie gas van 2026 opdaag in ons lewens, hoe dinge moet lyk. En toe tref dit my. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee. En hoor waarvoor gebruik ons hierdie hele skrif wat God gegee is. Dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, om reg te maak dit wat verkeerd is, tot teregwysing, om iemand reg te help op die pad, tot onderwysing, om iemand te leer, hoe en wat in die geregtigheid, sodat die mens, waarom is hierdie dinge, van God volkome kan wees, nie redelik goed kan wees, nie amper op die pad kan wees nie, maar sodat die mens van God volkome kan wees, en hoor wat sê hy, vir elke goeie werk volkome toegerus.
En ek besef dat die Here vir ons hierdie Bybel, hierdie skrif gegee het, en terwyl dit die boek Levitikus bevat, en waar ons die woord Levite vandaan kry, het hierdie Bybel vir my soos die Levite geword wat voorgelees word, waardeur ek my lewe kan inrig, my rigting kan bepaal. En toe bid ek verder en ek sê vir die Here, Here, dis baie wonderlik, maar ek kan nie deur die hele Bybel gaan wanneer ons die nuwejaarsboodskap het nie, want dan gaan dit regtig 'n nuwejaarsboodskap wees wat in ou jaar begin het. En ons gaan dalk baie slaag kry vir die volgende nuwe jaar. En toe het ek gaan dink, maar kom ek kyk na die dinge wat die skrif vir ons as 'n gemeente sê. Wat wil die Bybel vir ons as 'n gemeente sê? En ek het op die gedeelte afgekom wat vir my baie interessant was, waar Paulus aan die Korintiërs skryf en baie met hierdie vaderhart sê, ek het vir julle soos 'n pa geword, ek het julle lief gekry soos wat 'n pa sy kinders lief kry, maar hierdie vaderskap wat ek het is ongelukkig nie net liefde nie. Maar omdat ek julle lief het in die Here Jesus Christus, omdat ek vir julle soos 'n pa geword het, is daar sekere dinge wat ek vir julle gaan moet sê om julle te vermaan. Daar sekere dinge waarin ek julle leiding gaan moet gee, sodat wanneer ek by julle kom, ek kan hoor van die krag wat julle in die Here Jesus Christus uitgeleef het, en ek nie nodig het om die roede in te span nie. Dit is mooi Afrikaans, sodat ek nie hoef pak slaag te gee nie. Ek wil soos 'n pa wees wat vir julle die Levite voorlees. En ek het so 'n bietjie gaan dink en gaan lees in die Nuwe Testament. En vir myself gevra, as die apostel Paulus 'n pa was van ons gemeente, wat sou die Levite wees wat hy sou voorlees voor 2026? En ek het hordes neergeskryf. En ek het tyd gehad om 3 vanaand met u te bespreek. Anderster het ons regtig ure en ure hier gesit en het my kind al die pad kerk toe gehuil. So kom ons kyk net na 3 van hulle vanaand. Die eerste Leviet klink baie soos die Leviete wat ons gehoor het. Julle beklei nie met mekaar nie. En ons lees daarvan in 1 Korintiërs 1 vers 10. Daar staan, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees, dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Jy sien, ek het deel van 4 broers gewees wat groot geword het in ons huis, en ons het nie net met mekaar beklei nie, ons was amper in konstante oorlog met mekaar. Ons was 3 wat agter in die kar 'n plek moes deel op pad waar ook al ons heen gery het, en dit het gewoonlik gepaard gegaan met stampe, stote. Hy kyk vir my, sy ruik nie lekker nie, hy doen dit, hy doen dat, hy doen dit, hy doen dat, en gewoonlik het my ma so 20.000 keer gedreig dat sy ons ergens langs die pad gaan aflaai. Sy het daarom nie, dankie mama. Nou as Paulus aan die Nuwe Testament skryf, is die een onderwerp waaroor hy by verre die meeste praat, eensgesindheid. U kan dieselfde guns gaan doen en deur die sendbriewe van Paulus gaan lees en 'n merkie gaan maak by elke keer wanneer Paulus by 'n gemeente soebat en smeek en pleit en sê, asseblief, meer as enige iets, meer as wat julle tiendes gee, meer as wat julle almoses uitdeel, meer as wat julle moet bid, meer as wat julle die skrif eers moet studeer, wees asseblief eensgesind. Moenie met mekaar beklei nie. Hy skryf in 1 Korintiërs 1 vers 11 dat hulle ongelukkig nie geluister het nie. En nou Paulus was nie 'n ou wat doekies omgedraai het nie, maar hy sê hulle sommer reguit. Hy sê, want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak, gooi hy hulle so 'n bietjie onder die bus, aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. En as 'n mens die brief aan die Korintiërs lees, dan kom 'n mens agter, hierdie mense het nie net 'n bietjie met mekaar beklei in daai gemeente nie, hulle het goed met mekaar beklei.
Hulle het elkeen 'n ander aanhanger gehad. Een het gesê ek is van Paulus, die ander het gesê ek is van Apollos, van hulle het gesê ek is van Christus, en maak nie saak watter een van hierdie mense hulle gevolg het nie, die een groep het konstant beklei met die ander groep. Hulle het beklei oor wie die belangrikste werk en die beste gawes in die gemeente gehad. En daardie hele gedeelte wat praat oor die gawe van tale, is nie Paulus wat vir ons 'n toerusting gee van hoe ons moet begin praat in tale nie. Dis Paulus wat hulle probeer leer dat julle nie moet maak asof een gawe beter is as 'n ander gawe nie, want elkeen van julle is gelyk in die oë van die Here. Inteendeel, die wat die minste werk doen partykeer nie die minste in hoeveelheid nie, maar die laagste werk doen partykeer die belangrikste werk. Hulle het beklei oor wie reg was en mekaar hof toe gesleep. En wat vir my baie interessant is daarvan is, Paulus gaan nie en hy sê, hoorie, maar ek het nou gehoor van hierdie gevegte en ek weet, daardie ou wat reg was reg en die ou wat verkeerd was verkeerd nie. Hy praat oor die manier hoe hulle hierdie twiste met mekaar hanteer het. Sien, ons is mense. Ons gaan met mekaar verskil. Ons gaan in verskillende rigtings trek partykeer. Ons gaan verskillende opinies en verskillende insigte hê oor sekere dinge. Omdat ons mense is daar bekleierye partykeer, maar dit is hoe ons dit hanteer wat die verskil maak. Hulle het selfs in groepies verdeel tussen die rykes en die armes. En die rykes het beklei met die armes en die armes het beklei met die rykes. En Paulus bespreek al hierdie dinge met hulle, en as 'n mens die evangelies lees, dan kom 'n mens agter dat hy amper desperaat is om aan hierdie mense te verduidelik dat julle nie met mekaar moet beklei nie, dat julle eensgesindheid moet nastreef. Hoor wat skryf hy in Efesiërs 4 vers 3 tot 6. Ek weet ek is liewer vertaal as meeste mense, maar luister na die taal, luister na die woorde wat hy kies om te gebruik. Hy skryf, en ernstig strewe. Nie so half probeer nie. Ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is, hoor hoe sê hy, een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Julle moenie beklei nie. Julle is een. Jy sien, die vermaning om nie met mekaar te beklei nie is ongelukkig nie een wat onnodig vanaand kom nie. Ek het die afgelope paar jare beleef hoe kinders van die Here, nie noodwendig hier nie, maar in die algemeen, hoe lelik, hoe moedswillig, hoe onredelik kinders van die Here met mekaar kan wees. En ek sê weer eens, dis nie vir my so erg dat ons met mekaar verskil nie. Dis nie so erg dat ons op mekaar se tone trap nie, maar dis hoe ons dit hanteer wat skeuring in ons gemeente en in ons gemeentes veroorsaak. Jy's kwaad vir broer X omdat broer X so en so gesê en gedoen het, so jy kom nie meer kerk toe nie. Jy kies om dit nie te hanteer soos wat die Bybel voorskryf nie. Jy kies om dit nie uit te sorteer nie en jy verkoop die gemeente se eenheid vir jou eie trots. Suster Ai het jou vanoggend nie gegroet nie. So jy gesels met die hele gemeente oor hoe ongelukkig is. Jy praat met almal behalwe met Suster Ai. Jy verkoop die eenheid vir goedkoop kinderstories. In 2026, my liewe vriende, my liewe gemeente, wat ek regtig liefhet met my hele hart, pleit ek dat ons die eensgesindheid in Jesus Christus ernstig sal bewaar. Dat ons sal besef, die duiwel is nie tevrede met kinders van die Here wat saam staan in die Here Jesus nie. Dat ons sal besef dat hy die tye en die geleenthede
die gevoelings en die dinge wat in ons harte aangaan en wat in ons lewens aangaan, gaan gebruik om skeringe tussen ons te veroorsaak, want vir hom is ons die gevaarlikste familie. Want 'n koninkryk wat in homself verdeeld is, sê die Here Jesus, kan nie staan nie. Maar hulle wie een gemaak is in Christus Jesus, sal nooit oorwin word nie. Laat ons die eensgesindheid verdra. 1 Korintiërs 12 vers 25 tot 26 sê vir ons hoe ons dit gaan doen. Daar staan sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede, hoor wat moet hulle doen, gelyke sorg vir mekaar mag dra. As die een lid ly, ly al die lede saam. En as die een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle moenie beklei nie. Die tweede leviet. Julle bly by die waarheid van Christus. Galasiërs 1 vers 8 sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. U sien die tyd en plek waarin die gemeentes van die Nuwe Testament gestig was en waarin Paulus gewerk het en die evangelie verkondig het, was eintlik 'n verskriklike deurmekaar en geestelike onstabiele tyd in die geskiedenis gewees. Die Grieks-Romeinse gedeelte waarin Paulus die evangelies verkondig het en hierdie kerke gestig het, was 'n kookpot vir allerhande nuwe godsdienste en kulture en dinge wat gebeur het. Ek gaan nou nie elkeen verduidelik nie, maar net as jy vinnig gaan Google, in daardie selfde tyd was die godsdienste van Mitriasme, keiserverering, rabbynse Judisme, gnostisisme en allerhande ander godsdienste om Egiptiese gode ook besig om pos te vat. Dit was 'n tydperk waarin mense gewonder het, maar wat is die waarheid? Want al hierdie nuwe dinge begin kop uitsteek. Die godsdienste waarvan ons ouers en ons grootouers gepraat het, word nou van die mat afgevee en al hierdie nuwe dinge kom vorendag. En in die kerk van die Here Jesus wat in daardie tyd gestig was, was dit 'n probleem gewees. Omdat terwyl die apostels hierdie ware, hierdie goeie evangelie begin verkondig het, het hierdie ander mense gekom en soveel valsheid uitgegooi tussen die waarheid, dat baie mense deurmekaar en onseker gelaat is. Daarom praat Paulus so baie teen hierdie ander godsdienste, veral die van Judaïsme en gnostisisme. In 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 4 staan daar, maar ek vrees dat, hoor sy bekommernis, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Hy sê, net soos wat die slang Eva verlei het weg van die Here af, so is daar hierdie bekommernis, hierdie benoudheid in my, dat julle na hierdie ander slange gaan luister, wat julle weg wil vat van die Here Jesus af. En hoor wat sê hy, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. Met ander woorde, julle stel julle ore en julle harte oop vir hierdie dinge. En toe ek hierdie verse lees, toe dink ek by myself, sjoe, maar dit is daarom so relevant vir die dag en tyd waarin ons leef. Want hierdie, hulle noem dit die postmoderne eeu, ons is nou al eintlik verby, ek dink ons is nou al by postmoderne eeu. Maar in hierdie eeu en hierdie tyd waarin ons leef, is sosiale media en die internet besig om ons daagliks aan soveel ander dinge bloot te stel. En sonder dat ons dit besef, gee ons onsself uit aan 'n ander evangelie en 'n ander Jesus as wat vir ons verkondig is. Iets wat my nogal die laaste tyd byval is die
selfhelpterapeut Jesus. Daardie Jesus is die Jesus wat vir ons verkondig word, wat daar is om ons lewens 'n bietjie rigting te gee en ons te help om beter werknemers te wees en beter weergawes van onsself te wees. Om gelukkiger te wees en rustiger te kan slaap in die aande. Jesus het geen begeerte, liewe vriende, om u 'n beter weergawe van jouself te maak nie. Hy het 'n begeerte om jou 'n beter weergawe van homself te maak. Hulle verkondig die politieke aanhitser Jesus. Die Here Jesus wat op die karre van politikuste verkondig word, die Here Jesus wat vir of teen 'n politieke party is. Hulle verkondig Jesus die finansiële adviseur, die Jesus wat daar is om jou te seën en om dit met jou goed te laat gaan en om jou op die pad te hou en om seker te maak dat jou finansies altyd uitwerk. Hulle verkondig 'n ander Jesus as die Jesus van die Bybel. Jy sien, die Here Jesus van Golgotha het nie gekom om dinge vir jou so gemaklik as moontlik te maak nie. Matteus 10 vers 34 quoteer die Here Jesus en dit sê, moenie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Die Here Jesus het nie gekom om vir jou finansiële vryheid te gee nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Dit was nie sy doel nie, dit is nog nooit sy doel gewees nie. Inteendeel, wanneer Paulus skryf, Paulus wat so 'n goeie, so diep navolger van die Here Jesus was, wanneer hy skryf oor sy lewe, skryf hy Filippense 4 vers 12 en hy skryf, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig, in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te hê. Jy sien, die Here Jesus van die Bybel het gekom om een ding te doen, en dit is om te soek en te red die wat verlore is. Hy het gekom om te sterwe sodat mense wat verdorwe gebore is, mense wat sonder hoop en sonder God is, 'n geleentheid kan hê om hulle op hulle knieë voor Golgotha te val en te sê, Here, verlos my van my sonde, want ek het 'n saligmaker nodig, want uit my eie en deur my eie werke kan ek nie aan die grootheid en die standaard van God voldoen nie, en daarom het ek 'n saligmaker nodig. Daarom, Here Jesus Christus, het u vir my bloed aan daardie kruis gesterwe, sodat daar deur u wonde vir my genesing kan kom, sodat die smarte wat ek moes kry op u kan wees, sodat my lewe wat dood was, lewend kan word in die Here Jesus Christus, sodat ek geheilig kan word in die Here Jesus Christus. Dis waarvoor hy gekom het. Nie om Capitec uit te sorteer. Johannes 15 vers 4 sê vir ons die Leviet vir 2026, bly in my. Bly in die Here Jesus Christus van die skrif, soos ek in julle. Hoekom? Want net soos die loot geen vrug kan dra as van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Bly in hom. Die derde en die laaste gedagte. Julle moet elkeen julle deel doen. Efesiërs 4 vers 16 sê, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Elke ou moet sy deel doen. Sien, al die leviete was ongelukkig nie net in die kar gelees vir ons op pad na gaste toe nie, maar partykeer op ander plekke ook. En as die gaste eers gery het en ons moes die skorrelgoed gaan was, dan was daar ook 'n leviet of twee gelees.
En een van hierdie was, elkeen moet sy deel doen. Jy sien, ek was een van 4 boeties, soos wat ek vir julle gesê het, en as ons elkeen ons deel gedoen het, as een was, een droog af, een pak weg en een veer die vloere, dan het daardie gedeelte baie vinnig afgehandel. My ma het seker gemaak om 'n hele produksielyn in haar huisgesin te hê, so ons was gesort as dit by skorrelgoed was, behalwe vir so 1 of 2 keer, wanneer 1 of 2 ongenoeme broers maagwerkings ontwikkel het, elke keer wat die skorrelgoed wasbak vol gegaan het. Maar verder as dit, het dit altyd baie goed gegaan. En op dieselfde manier is dit vir Paulus, wanneer hy na hierdie gemeentes kyk en vir hulle skryf, baie belangrik, dat elke persoon in die gemeente sy eie deel sal doen. Jy sien, die mense in daardie tyd maak dieselfde fout as die mense in vandag se tyd. Ons kom gemeente toe om bedien te word. Die gemeente is nie 'n plek wat bedien nie. Ons het 'n diens, dis dalk waar die fout inkom. Ons moet dit iets anders noem. Maar ons bied nie 'n diens aan vir die samelewing nie. Ons bied 'n plek van bediening aan. Ons bied 'n plek aan waar elke een van ons kan kom om deel te vorm van hierdie liggaam. Jy sien, Paulus was baie lief daarvoor om die voorbeeld van 'n liggaam te gebruik. Hy skryf in 1 Korintiërs 12 vers 12 op 'n ander plek, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is so ook Christus. Met AJ se diabetes het ons nou die laaste ruk baie keer in 'n dokter se spreekkamer gesit en een van die dinge wat effens irriterend is elke dokter wil vir jou van vooraf verduidelik hoe werk diabetes. So elkeen van hulle het ergens in 'n laai het hulle 'n kaart waar jy nou so 'n half deurgesnyde mannetjie sien met al sy organe daar ontbloot en dan sal hy nou vir jou sê hierdie is die pankreas en hierdie is wat die pankreas doen en dan begin hy die storie van vooraf te vertel en mense met baie keer geïnteresseerd lyk as ek preek, so dan lyk ek ook maar geïnteresseerd en knik my kop en dan hoor ons die storie van vooraf. Maar een van die dinge wat 'n mens leer terwyl jy nou in hierdie herhaling van hierdie storie sit, is dat elke deel van ons liggaam so wonderlik in mekaar geweef is met elke ander deel, dat dit eintlik ongelooflik is hoe die liggaam werk. Jy sien, daardie pankreas, meeste van ons weet nie eers wat 'n pankreas is of waar hy sit nie, nê. Let op vir die kleinste verandering van die hoeveelheid bloedsuiker wat daar in jou bloed is. En wanneer hy daardie verandering oplet, dan skei hy insulien af sodat jou liggaam daardie suiker kan opneem en jy energie kan kry. En wanneer hy besef, okay, jou suiker raak nou weer bietjie te laag, dan hou hy op om insulien af te skei en dan skei hy iets anders af. Wanneer die suiker te groot raak, dan kom die lewer dit agter en dan besluit hy nie, dis nou tyd om iets anders uit te sit wat hulle ketone noem. En daardie ketone is wanneer jou vet afgebreek word en dit word weer gebruik deur jou liggaam en jou liggaam neem weer dit op en daar's hierdie hele stelsel waarvan elke deeltjie saamwerk om dit te laat gebeur. Jou niere, kyk elke liewe sekonde van jou lewe hoeveel water is daar in jou liggaam. En die water wat te veel is, stuur hy na jou blaas toe, en die res van die water, as jy oud is, stuur hy na jou voete toe, en die res van die water hou hy binne in jou bloedstroom, sodat jy kan leef. Jou brein is 'n ongelooflike, hyperkomplekse orgaan, waarvan daar honderde, duisende hormone in 'n perfekte balans is. Meeste van die tyd as jy 'n vrou is. Ek maak net 'n grappie. Sodat jy heeltemal reg kan funksioneer. En een van die dinge wat ons nou opgelet het met al hierdie dinge, is dat wanneer een van hierdie organe, een van hierdie sisteme, nie meer sy deel doen nie, dan affekteer dit die hele liggaam.
Wanneer daai lewer ophou om die gifstowwe uit die bloed uit te trek en al die ander dinge te doen wat hy ook doen, dan raak 'n mens se vel geel en jou gemoed raak swaar en jy raak daar en jou gesig raak groen, jy raak duiselig en uiteindelik kan jy daarvan doodgaan. Wanneer jou niere nie meer werk nie, dan blaas jou liggaam op en dit raak baie ongemaklik. Wanneer jou galblaas nie meer werk nie, dan is daar allerlei uitwerkings. Wanneer een klein deeltjie van die liggaam nie daar is om sy deel te doen nie, is die hele liggaam siek. Nou sê Paulus, julle is soos hierdie liggaam van Christus. En hy gaan ver, nee, hy sê dit is Christus se teenwoordigheid op die aarde. Jesus Christus is in ons en deur ons teenwoordig in 2025, die heel laaste dag hier op aarde. Ons is sy liggaam. Nou sê vir my wat gebeur wanneer een sê ek werk nie meer nie. Wanneer een sê ek doen nie meer nie en ek deel nie meer nie. In 1 Korintiërs 12 vers 21 skryf Paulus, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Ek sit in gesels met 'n persoon oor gemeentes in die algemeen, is nie 'n persoon in die kerk nie. En die persoon stel vir my 100 dinge voor wat die mense in sy kerk se jeug moet doen. En hy het idees vir waarmee die susters gaan betrokke raak en wat hulle eintlik moet implementeer. En uiteindelik gedink hy wil 'n amptelike versoek aan die kerkraad gee dat hulle nou weer begin om hulle werk ook te begin doen. En hy het 'n probleem met die voorsang en hy het 'n probleem met die oom wat by die deur staan en die mense groet en hy het 'n probleem met die dominee en hy het 'n probleem met die dominee se vrou en ek dink as ek hom nie gestop het nie, het hy my nog vertel wat die karwag ook verkeerd gedoen het. En op 'n stadium luister ek na hierdie idees wat die oom het en ek dink by myself, maar van die oom se idees is nie die slegste idees nie, ek dink hy moet dit doen. En ek stop die oom en ek sê vir hom, oom, wat gaan jy eers doen? Ek is nou sommer opgewonde, waar gaan jy eers betrokke raak? En dadelik verander die atmosfeer van daardie hele gesprek. Ek het 'n werk. Ek kan nie die hele dag by die kerk spandeer nie. Ek kan nie al my tyd daar so nie. Ek het dinge in my lewe wat aangaan. Ek het regtig nie nou tyd nie en die verskoningsrol in die een na die ander, na die een na die ander. Sien, dis maklik om te praat oor die ander organe wat nie lekker lyk nie, maar jy kan so maklik self 'n dooie orgaan wees. Ons kla mos met ons voete. Ek is kwaad vir die een of ek is kwaad vir daai en so ek kom nie weer kerk toe nie. Ek skeer eerder hierdie pankreas heeltemal uit die liggaam uit, want die long het asem gehaal op 'n manier wat ek voel hy nie moet asemhaal nie. Ons kap eerder die voete af en vermink die liggaam van Christus. Wat is die vermaaning? Wat is die leviet? Elke liewe persoon wat hier sit vandag, as jy besoeker is in jou eie gemeente, het 'n werk om te doen. Die Here het nie een van ons gered om ons stil te laat sit nie. Hy het ons gered en ons uitgekies vir 'n sekere werk. Was iets wat jy moet doen. Gaan vra die Here wat dit is. Jy's deel van 'n liggaam. Dis hoekom ons jou 'n lid noem. Romeine 12 vers 4 tot 5 sê, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werk het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en afsonderlik lede van mekaar. Jy sien, een van die mooi dinge wat Paulus leer is, hy sê, wanneer hierdie hele liggaam saamwerk, dan bou hy homself op in liefde.
Met ander woorde, wanneer elke deel van hierdie liggaam saam staan en saamwerk en elkeen sy rol vertolk en elkeen sy deel doen, dan maak dit hierdie liggaam sterker, groter, beter in die krag van die Here Jesus Christus. Tannie Frida gaan my verkwalik, maar ek gaan haar as 'n voorbeeld gebruik. Sorry Tannie Frida. Ek is gelukkig hier voor, niemand kan my stop nie, ek doen wat ek wil. Jy sien, ons gemeente het 'n gebrek gehad by die senior bediening. En Tannie Frida kon al 100 keer in haar lewe gesê het nee. Sy het al 100 keer waarvan ek weet te doen gehad met ondankbaarheid. 100 keer te doen gehad met goeders wat haar in die gesig gevat het of seer gemaak het. En 100 keer kon sy al gesê het, ek, pankreas, trek uit hierdie liggaam uit. Ek doen nie meer nie. Maar omdat sy staan waar sy staan, het ons 'n sterker gemeente en ons dank die Here daarvoor. En so kyk ek na baie ander gesigte in hierdie gemeente vanaand en ek dank die Here. Want hulle is werkende, lewende organe, hulle is bidders. Hulle gee om, hulle dra, hulle werk, hulle help, hulle doen. My liewe vriend of vriendin, mag ons vir die Here in 2026 vra, Here, waar kan ek help? Wat moet ek doen? Waar is ek orgaan? Ek sluit af. Hierdie leviete is nie bedoel om sleg te sê nie. Die leviete is nie bedoel om seer te maak nie. Die leviete kom partykeer hard oor, maar die leviete is daar vir ons veiligheid. Dis sodat ons in 'n gemeente kan leef waar daar eenheid is. Daar's niks beter as eenheid nie. Daar's niks lekkerder as om in jou Jesus familie vreugde en vrede te hê nie. Die leviete is daar sodat ons elkeen 'n werkie kan doen en geseënd kan wees deur die deeltjie wat elke ander lid in hierdie gemeente doen. Sodat ons opgebou kan word in hierdie liggaam. Die leviete is daar sodat ons die waarheid van die Here Jesus Christus kan geniet en kan verkondig en kan groei daardeur. Mag die Here u elkeen seën met hierdie leviete. En mag u dit op die tafels van die hart gaan neerskryf. Mag u die skrifte gaan ondersoek en 1000 ander byvoeg, want dit maak nie seer om te weet wat die Here van ons verwag nie. Dit maak vry. Dit maak ons kinders van die Here wat na hom toe vlug. Wat op hom vertrou vir die toekoms. Mag die Here ons seën. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Vader, ek wil net kom vra dat u hierdie leviete, as u net met hierdie kan begin, in ons harte sal kom neerskryf. En 'n raampie van liefde daarom sal trek. Sodat ons in liefde en gehoorsaamheid u kan dien. Ek wil kom vra, Here Jesus, dat u elke individu wat hier sit vanaand uitermate sal seën. Dat u u liefde aan hulle sal wys. Ek wil kom bid en vra, Here Jesus, dat u ons gemeente sal kom seën. Ek wil kom pleit, Here Jesus, dat u ons sal besoek. Dat 2026 nie net 'n jaar van fisiese herlewing sal wees nie, maar ook geestelike herlewing in ons gemeente en in ons dorp. Nie omdat ons hier is nie, Here, maar omdat u hier is.
Ek wil kom bid en vra, Here, wees ons Vader in genade en herinner ons aan hierdie leviete. Lees dit vir ons voor deur die Gees, elke dag. Amen. Ek gaan nou vra dat ons net so gaan sit en dan gaan ek vra dat Anton vir ons 'n lied speel terwyl die tafel in gereedheid gebring word vir die nagmaal. Baie dankie. Wat vir my interessant is en wat ek graag wil deel voordat ons hierdie nagmaaltafel gaan deel vanaand is die wonderlike voorreg wat ons het om aan hierdie tafel te sit. Die nagmaal is een van 2 sakramente wat in die kerk gevier word en 'n sakrament is eintlik maar net 'n geleentheid om te onthou. En wanneer ons die nagmaal vier, dan vier ons die Here Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gelei en gesterwe het sodat ons gered kan word. Maar terwyl ons dit vier, is daar baie simboliek wat binne in die nagmaal vir ons versteek is. En een daarvan gaan op 'n klein manier 'n bietjie verlore soos wat ons die nagmaal gereed gemaak het voor die tyd vir praktiese redes. Maar die broodjies wat gebreek is, wat die Here Jesus sê is sy liggaam, is een brood wat gebreek is in baie deeltjies. En dit simboliseer saam met die ete daardie een liggaam wat ons geword het en wat vir ons gekruisig is. Die beker word uit een beker in al die kelkies en in die 2 bekers gegooi. En dit simboliseer weer eens die een Here Jesus Christus wat vir ons gesterwe het. Mag ons terwyl ons hierdie nagmaalstafel vanaand vier, onthou dat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het, maar ook dink aan die eenheid wat daardie dood vir ons bewerk het. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Ek gaan dan nou vir oom 'n lou geleentheid gee om vir ons 'n seëngebed te doen. Baie dankie. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom buig voor U, Heer Almag Heer, ons kom dankie Heer vir die wonderlike wyse wat ons die jaar kan afsluit Heer, om die nagmaaltafel Heer. Ag Heer, skenk ook so aan elke gemeentelid, elke besoeker vanaand hier, die vrymoedigheid om deel te hê aan die nagmaaltafel Heer, waar ons deel het Heer aan U liggaam Heer. Kom wees U persoonlik Heer, ons eregas vanaand aan ons nagmaaltafel Heer. Want aan U behoort al die krag, al die heerlikheid, al die lof tot in alle ewigheid Heer. Amen. Wat ek ontvang het van die Here, het ek ook aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen so tot my nagedagtenis. Net so ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
Baie dankie geliefdes. Ek gaan dan nou vir oom Kobus vra om vir ons net 'n dankgebed te doen. Baie dankie oom Kobus. Ons lê die oë. Dierbare Here Jesus, ons harte is so vol van dankbaarheid. Here, hier aan die einde van 2025 maak U nog steeds bemoeienis met die mens. U wil nog steeds red. Daarom het U liggaam gebreek en daarom het U bloed gestort, sodat mense gered kan word. En Here Jesus, kom en laat dit ons lese sal wees in die nuwe jaar wat kom. Here, laat ons mense na U toe sal bly. Maar Here Jesus, ons sien met verwagting uit na U koms. Ag Here, as dit maar hierdie jaar kan wees, hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Maar Here, soos ons vanaand gehoor het, ons elkeen het nog 'n werkie om te doen. En daarom kom bid ek, Here Jesus, kom maak ons soos die 5 wyse maagde, wat gereed sal wees vir die koms van die bruidegom. Dankie Here, dat ons by hierdie tafel kan kom aansit het in hierdie aand en U liefde kon ervaar het. Maar Here, kom help ons om daai 3 leviete op ons harte te kan neerskryf. Laat dit ons lese sal wees vir 2026. Eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here in sy liefde en gaan in sy vrede en in die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees totdat hy kom om ons te kom haal. Amen.